hier voorsit. Ek is eintlik te bang om te begin name noem, want dan raak dit persoonlik, dan raak dit baie moeilik. Maar vir elkeen van julle, mag julle hier in die huis van die Here die troos ontvang, wat julle nodig gaan hê om vir julle ook verder vorentoe, elke dag ook te dra. Vir Tannie Rita, Johan, vir jou en jou gesin, en ook vir jou Simon, en Nicole, mag die Here vir julle net ontvang. En ek dink die mense wat hier is vandag, is mense wat vir julle ook opreg lief is, en wat 'n besonderse band ook gehad het met oom Boet. En ek weet, hulle gaan ook vir julle bid, maar hulle gebede en hulle liefde julle ook dra. Liefdes, ek het regtig gedink hoe ek vanoggend gaan begin. Ek het nogal vir Simon so weer 'n bietjie gevra na oom Boet se geskiedenis. En toe dink ek, nee, ek dink elkeen van ons wat hier is vanoggend, het ons eie unieke pad gehad wat ons met oom Boet geloop het. En daarom wil ek eerder ietsie wil deel van die pad wat ek met hom geloop het. Want hy het 'n baie besondere rol in my en ek weet in ons huis se lewens ook gespeel. Hy het in ons lewens ingekom 22 jaar gelede en daarmee saam ook Wimpie in julle huis se lewe en in ouma Sari, hoe sy geleef het nog sy lewe. En so het ons pad geloop, en het oorgekom na ons gemeente toe, later toe die huwelik voltrek is, Tannie Rita dan by ons aangesluit, en die oom het dadelik ingespring, en hy was baie betrokke by ons gemeente wees, op elke terrein. Hy het nie op ons kerkraad gedien nie, maar hy het vir Tannie Rita ondersteun vir baie jare, wat sy hier op ons kerkraad gedien het. En sy hoof en groot liefde was, dink ek sal julle almal saamstem, was vleiswerk. Hy was mal oor jag, en hy wou biltong maak, en hy wou vleiswerk. En daar het ons naby pad eintlik geloop. Ek kon hom bel, naby 'n bazaar, of 'n mini-bazaar, of as ons 'n bok gekry het om biltong te maak, en sê, oom Boet, dit is tyd om somme te maak. Want hy kon dinge tot op 'n gram uitwerk, van hoeveel bees en hoeveel vark en hoeveel speserye van dit en dat. En so het ons dinge uitgepluis vir baie jare, tot eintlik die laaste 2 jaar, wat hy so graag wou, maar sy liggaam net nie meer kon nie, en oom Willem daar eintlik by hom oorgevat het, ook op daardie terrein. Ons het mekaar meeste maandagoggende gesien, as hy ook hier ingeboek het, om te kom geld tel, saam met ons Skriba, het hy 'n pad geloop, verskillendes wat ons gehad het, maar dit is kosbaar, Madeline, dat jy ook hier is vandag, en ek weet Christa wil baie graag hier wees, maar sy is uitstedig. En so het hy geld getel, en dit is nooit afgesluit, sonder 'n sigaret hier op die stoep nie. Dit het hulle dan eers daar gedeel. En ek weet hoe kosbaar was dit vir hulle, en ek het regtig my bes gedoen, om elke maandagoggend net gou daar in te loer by die kantoor, en vir die oom te kon groet, en dan het ek altyd die jongste mens natuurlik van julle almal ook gehoor. So dit is spesiale herinneringe wat 'n mens koester. Sy plekkie was nie sommer leeg, daar op 'n Sondag nie. As hy enigstens kon, was hy hier. Dit is een van die dinge wat hier in die laaste dae van verskriklik gepla het, want hy wou hier op Sondag in die kerk wees, maar hy kon net nie meer. So ek gaan op Sondag so toe kyk, en om daar soek. So ons het almal 'n gemis in ons harte, maar ons het almal ook baie mooi herinneringe. En mag uiteindelik die herinneringe vir julle die troos gee, en dit wees, waaruit julle ook verder gaan lewe. Ons eer vanoggend regtig die lewe van oom Boet Strydom. Maar ons is ook hier om troos in die woord te soek, en daarom gaan ons nou die hoofde buig en die Here aanroep.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God die Vader, deur die Seun Jesus Christus, deur die troostvolle werk van die Heilige Gees. Ons sing 'n lied wat die familie vir ons gekies het, 'n pragtige, aangrypende lied, lied 512. Ons gaan dit op die rooi oog sit, dis nie die blaadjie nie. So ons sing lied 512, staande nader my God by U, nog nader by U is om Christus wil, Vader vir my. Kom ons sing staande die eerste vers, asseblief Johan, en ook die derde vers. Jesaja 55, 'n gedeelte wat 'n baie besondere rol vir Boete en Rita ook veral die laaste tydjie gespeel het, 'n gedeelte wat hulle oor en oor ook gelees het, en daarom was daar ook geen twyfel in die familie se hart by watter gedeelte ons moet stil staan vandag nie. Dit is op die eerste bladsy van die programmetjie aangebring, as u dit wil saam lees, Jesaja 55, voordat ons dit lees, kom ons word net 'n paar oomblikke stil. Ons Hemelse Vader, ons word in hierdie oomblikke voor U stil. Want waar ons sopas gesing het dat ons naby, steeds nader aan U wil wees, Here, wil ons dit nou veral wees. Maar U weet, Here, dat die sin van hierdie lied ook baie emosie in ons losmaak. En U weet, Here, dat dit vir U mensekinders moeilik is om nou verby daardie emosie ook te luister, te konsentreer, in te neem dit wat U vir ons wil gee deur U woord. En daarom wil ons in hierdie oomblikke eintlik net 'n paar keer diep asemhaal.
wil ons Here sug. En in daardie sug weet ons, soos Paulus vir ons in Romeine sê, dat in ons sug weer die Gees wat ons bedoeling daarmee is. En dat die Gees dit ook gee vir Jesus Christus wat aan u regterhand sit. En dat u as God die Vader dan ook in groot liefde ook Here ons versigtinge hoor en verby ons emosie in ons harte en ons gedagtes kan inpraat. Dankie dat waar dit dalk vir baie van ons menslik onmoontlik voel om nou u woord in te dring, dat ons kan staat maak op u goddelike krag, op al u genade, op u wonderbare werke, om hierdie woord so deel van ons te maak, sodat ons in die dae wat kom, ook werklik daaruit kan lewe. Here, skenk ons dan nou daardie genade. Spreek, Heer, elkeen van ons luister. Amen. Jesaja 55 by vers 1 begin dit met die uitnodiging: kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig, en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal 'n sipres opskiet, en in die plek van 'n dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig word nie. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Ek wil graag net 2 gedeeltetjies uitlig uit hierdie gedeelte in vers 3, waar die Here sê, ek wil met julle 'n ewige
verbond sluit. En dan vers 8, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, so sê die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink ons is baie, baie bewus daarvan, dat God se manier van dink en doen, baie drasties verskil van ons eie gedagtes en idees. Want ons planne, lyk baie keer vir ons so logies. As ons dit so uitdink, dan voel dit vir ons, die lewe wat ek lewe, is werkbaar. En dat alles op 'n gegewe moment, alles net vir my regloop. Maar tog, ervaar ons dikwels ook, tot ons teleurstelling, soms, dat God se planne anders is. Heeltemal anders as ons nie. Dat in die woorde van die skrywer hier in Jesaja, dat hy sê dat God se gedagtes anders is as ons nie. En dan sug ons gewoonlik, want ons verstaan dit nie. Ons verstaan nie, dat het vir ons voel, dat God baie keer 'n ompad met ons loop, of 'n baie moeiliker weg, as wat ons onsself ooit kon indink. Net is op hierdie punt waar ons as mense baie keer die gevaar loop, om dan tot ons eie gevolgtrekkings te wil kom. Wat gewoonlik op die een groot vraag afstuur, as God liefde is, waarom laat hy dit of dat in my lewe gebeur? Waarom tree God op soos hy optree? Dis die eeuwe ouwe vraag van gelowiges in hulle harte. En vandag, liewe familie, seker ook in julle harte, ook die mense hier rondom julle, ook vanoggend, almal van ons lewe baie keer met hierdie gevoel in ons gemoedere, maar waarom doen die Here wat hy doen? Waarom is sy gedagtes anders as ons gedagtes? Vra wat onwillekeurig in ons gemoedere ook opkom, veral in 'n tyd wat ons swaar kry, veral in 'n tyd wat dit moeilik gaan. En ek sou nou vanoggend baie voorbeelde kon aanhaal uit die geskiedenis of uit die nuus uit, maar ek dink binne julle eie familie is daar voorbeelde wat ek kan uithaal. En vergun my om dalk met tweetjies uit te lig. Johan, jy het in die laaste tyd kort genoem. Jy moes nou al 'n ma begrawe. Jy moes 'n suster begrawe. Nou nog 'n pa ook. Ons verstaan dit nie. Ons vra, hoekom? Moed het gereeld die laaste tyd gesê, ek kry onthou, 4 keer het die Here hom genees van kanker. Hier teen die einde het hy gesê, maar dit lyk nie of dit die 5de keer gaan gebeur. Waarom? Hoekom? Soveel vrae en so min antwoorde. Ons sal almal wel saamstem vanoggend, dat ons baie eerder soos die psalmdigter dit stel, net vol rustig werk en woon in ons lewens. Elkeen van ons sal vanoggend kon sê, maar ons kan sonder pyn en hartseer en verlies ook klaarkom. En omdat God se plan dan anders loop as ons sinne en ons wel lyding ook ervaar, dan maak ons baie keer hierdie gevolgtrekkings. Dit is dalk omdat God my nie so lief het nie, of erger nog, dit is dalk God wat my straf vir iets wat ek verkeerd gedoen het. Maar geliefdes, is eenvoudig nie waar nie. Want gaan soek 'n mens in die woord van die Here, dan kom 'n mens agter, daar is nie maklike antwoorde nie. Daar is nie eenvoudige antwoord nie. En gaan soek 'n mens werklik intensief, gee God meestal geen antwoord nie. Job moes dit agterkom na 42 hoofstukke. Dawid moes dit op 'n stadium van sy lewe hoor.
Ons hoor dit vanoggend uit Jesaja 55, se 8ste en 9de vers. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. En in 'n sekere sin is dit die naaste wat ons kan kom in 'n antwoord op al die vrae wat baie keer so in ons gemoedere kom lê. En ek dink ons kan iets van hierdie antwoord dalk 'n bietjie meer verstaan as ons ook gaan kyk na die agtergrond waarteen dit geskryf is. Op hierdie stadium is die volk van die Here Israel in ballingskap weg in 'n vreemde land, weggevoer in 'n vreemde oorheersing, en Jerusalem, die stad waarop hulle so trots was, is verwoes. En die tempel wat hulle geglo het God se teenwoordigheid is verwoes. Hulle is moedeloos, hulle is hooploos, want dit lyk vir hulle op die oog af of God vir hulle in die steek gelaat het. Wat het er nou geword van die verbond wat God met Abraham gesluit het, en met sy nageslag, en al die beloftes wat hy daarmee gemaak het? Wat het geword van die beloftes wat hy aan koning Dawid gemaak het? Wat het geword van hulle, sy uitverkore volk, wat God gesê het hy 'n pad mee stap? Wat het geword van die beloofde land, wat hy gesê het hulle altyd in sal woon? Wat het geword van sy teenwoordigheid, as die tempel dan nou weg is? Hy dan beloof dat dit vir ewig vas sal bly staan. En nou lyk dit op die oog af of God se planne en gedagtes misluk het. Dat daar niks van sy verbond en van sy beloftes oorgebly het nie. En in die eerste deel van Jesaja lees 'n mens van hierdie verwagting wat daar by die volk geheers het, dat God dit baie vinnig gaan verander. Dat hy baie vinnig al hierdie dinge gaan terugbring. God sal hulle vyande straf. Hy sal die heidense owerhede wat oor hulle heers vernietig. Hy sal 'n nuwe leier stuur om hulle te verlos, en hulle sal weer gaan bly. En vir hulle was dit al logiese plan wat daar was. Alleenlik om agter te kom, dit gebeur toe nie so vinnig nie. Uit hulle moedelose en hooplose situasie word hulle toe die 1, 2, 3 verlos nie. En in die tweede en die derde deel in die boek van Jesaja kom daar skielik so 'n draaipunt. Hulle swaar kry is verby. Hulle het wel weer 'n stukkie troos en 'n stukkie hoop hier van Jesaja 40 af. En hier in hoofstuk 55 word daar aangekondig, die verlossing kom. Die verlossing kom. En dit word vergelyk met die beeld van 'n feesmaal wat God vir sy volk voorberei. Daar begin hierdie gedeelte wat sê, waarom eet julle en drink julle met geld? As julle kan eet en drink sonder om te koop of te betaal. Daarmee kom die Jesaja skrywer en hy bevestig dit eintlik in hierdie vers wat hy baie pertinent sê, onthou God het met julle 'n ewige verbond gesluit. Dis die verrassende, maar as ongelukkig ook tegelijkertyd 'n teleurstellende boodskap aan Israel. Want hierdie verlossing waarna hulle so uitgesien het, verloop totaal en al anders as wat hulle gereken het dit moet werk. In hulle geval stuur God die koning van Perse om vir hulle eintlik terug te neem na hulle land, en hulle sou nog 'n hele ruk onder hierdie vreemde koning moes leef. Maar die uitkoms word bereik. Dis die belangrikste van hierdie hele gedeelte. God bly getrou. Hy bevestig weer sy verbond aan sy kinders. In hierdie tyd van swaar kry is ek by julle. My verbond staan altyd vas. Ek sal altyd by julle wees.
Al verstaan julle nie altyd die manier hoe ek werk nie, sê die Here. Al voel dit soms onaanvaarbaar vir die manier waarop die Here werk. Die opvallende in die hoofstukke verder van hierdie gedeelte is dat sommige van die volk Israel verkies het om eerder daar in ballingskap te bly en nie terug te keer na die beloofde land nie. By monde van die profeet nooi God vir hulle uit in hierdie gedeelte, maar daar's baie van hulle wat sê, nee dankie, ek gaan nie weer probeer om die pad te loop wat die Here hier vir my aanbied nie. Maar daar is 'n hele klompie wat sê, ja, ons gaan vir God ook bly vertrou. En daarom gaan ons hierdie pad ook verder met ons loop. En hy verstaan, God verstaan dat hulle onseker is. En daarom hierdie teksgedeelte van vanoggend, as ek ook 'n beeld gebruik en sê, maar soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, my gedagtes bo julle gedagtes. Dit is vir ons as mense net eenvoudig onmoontlik om God ten volle te verstaan. Ons is mens, God is God. Daarom kan ons in 'n heilige eerbied net sê, Here, ek sal die pad loop waarop U my gesit het. Al is dit vir ons op hierdie stadium onverklaarbaar. En is dit vir ons op die oog af baie moeilike pad wat voor ons lê. Maar ons vertrou in die geloof. Die Here sal ons op hierdie pad ook lei. Daarom gebruik hy 'n tweede beeld, soos reën wat van die aarde neerval en nie daarheen kan terugkeer nie, sê hy, so val die reën en verkoop die aarde en dit bring vrug en groei ook voort. Daarmee kom sê die Here ook vanoggend vir julle, ontvang al die genade wat die Here in sy seën oor julle uitstort. Op 'n dag sal julle ook ervaar daar weer groei en vrug ook in julle lewens is. Die geweldige seer wie die pyn hier binne ook begin verligting ervaar. Dit is deel van die andersheid van God waartoe net hy in staat is. En daarom, as ons nie alles verstaan nie, as ons nooit alles kan pyl nie, dan kan ons nooit sê dat ons maar net aan die toeval of aan die noodlot uitgelewer is nie. Ons kan nooit sê dat dit God se wil is dat ons binne in hierdie swaar kry en lyding is nie. God wil dit nie. Dit is deel van die sonde wat in hierdie wêreld ingekom het. Ons hoef dit ook nie blindelings te aanvaar nie. Hoor die uitnodiging vanoggend. Kom. En wanneer 'n mens hierdie gedeelte begin herhaal, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, soos die hemel verhewe is bo die aarde, soos my gedagtes verhewe bo julle sin, dan raak dit later 'n geloofsbelijdenis. Dan kan ek in die geloof, die belydenis daaruit gaan lewe. Belydenis wat sê, ek weet, ek kan nooit God se gedagtes met my menslike logika probeer uitredeneer nie. Net so min as wat ek die afstand tussen hemel en aarde kan oorbrug. Ek hou vas aan die verbond van liefde en trou wat God met elkeen van sy kinders gesluit het. Liefde wat ons nooit kan skei van hom nie, wat waar gemaak is in Jesus Christus. En in Jesus sien ons juis hoe radikaal anders God is. In sy eie seun het hy ons kom verlos. In plaas dat ons die ewige dood ontvang wat ons verdien, ontvang ons die ewige lewe.
En daarom dink ek, ons kan vanoggend sê, God het oom Boet gewees. Hy het vir hom die vreugde van die hemel gegee. Oom Boet het sonder skroom getuig van die lewende Here aan wie hy vashou. Dit was vir hom kosbaar. Hy het geleef. Hy het na die beste van sy vermoë probeer leef. Daarom op Israel se verhaal, word oom Boet se verhaal, ook ons verhaal vanoggend. Israel wat nie verstaan het nie. Ons wat baie keer moet sê, ons verstaan. Maar wat uiteindelik dan sê, ons hou vas in die geloof. Al is my gedagtes nie julle gedagtes nie, julle optrede nie soos myne nie, bly ek God, sê die Here. Met hierdie belydenis op ons lippe, tree ons selfs vir die wêreld soms vreemd op, want dit maak dat ons ook binne in ons seer kry, nog steeds 'n vrede kan hê, nog steeds 'n vreugde kan hê, wat ons laat sing, soos hierdie laaste verse van hierdie gedeelte ook sê, kan sing omdat God die trane van ons oë afdroog, kan sing omdat God my elke dag nuwe krag gee om op te staan en aan te gaan met my lewe, kan sing om te kan weet, ek het 'n toekoms. Dit is nie alleen nie, God gaan saam met my. Mag dit vir ons dra, elke oomblik verder voort. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, U ken U mense kinders, en U weet, Here, dat ons so maklik U wil bevraagteken. U weet, Here, dat ons almal so gou is om te kla, as dinge nie loop volgens ons planne en ons gedagtes nie. Dat ons uitroep, Here, en vra waarom? Hoekom? Hoekom moet daar lyding wees? Hoekom siekte? Hoekom swaar kry in 'n siekbed? Hoekom die dood? Hoekom die pyn, die hartseer van vandag, en die dae wat kom? Hoekom sê Jesaja vir ons nie 'n klinkklare antwoord nie, maar hy kom sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my optrede is nie julle optrede nie. Maar, soos hy die reën stuur na hierdie aarde en alles groei en vrug opdra, so gee U U liefde en U beloftes, gee U seën, sodat ons van dag tot dag kan aangaan. Dankie, Here, dat U ons nooit los. Dankie dat U 'n ewige verbond met ons gesluit het, waargemaak in Jesus Christus. Dat ons die troos in die hart het, dat ons moet nou die volheid van die hemel geniet, in die teenwoordigheid. Dit waarna elkeen van ons wat in U glo uitsien. Dit waarna ons ook lewe. Maar totdat ons daarin deel kry, Here, maak van ons U lewende getuies, wat waarlik ook vertel in hierdie wêreld en deur ons manier van treur, selfs 'n belydenis op ons lippe sal hê. Maar God is by my en niks kan my van sy liefde skei. Wees asseblief met hierdie paar mense hier voor in die besonder vir Tannie Rita. Ons weet dat U haar omvou en vir haar dra. Here, wees met Johan en sy huis. Ons weet U sal vir hom ook troos bring. Wees met Simon en Nicole.
Ons weet, Here, dat alles nog so onwerklik voel. En daar ook nog nie regtige oomblik was om alles in te drink wat gebeur het in hierdie laaste paar dae. Mag hulle vorentoe stilte, rustigheid en kalmte by u voete vind, sodat u ook met hulle kan werk. So vir die res van die familie, al die vriende, elkeen van ons wat voorboed gaan mis, dankie dat u vir ons sal dra. Dankie dat u by elkeen van ons in ons lewens vra, teenwoordig is, dat ons kan bely. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. U optrede is nie ons optrede nie. Maar dankie dat u 'n ewige verbond met ons gesluit het. Amen. Liefdes, die familie het gevra dat ek ook die bedankings sal hanteer. Ek doen dit graag. Die bedankings van die familie af is ook in die blaadjie aangebring. Ek gaan dit aan u voorhou, soos dit daar staan. En dan het Tannie Rita met 'n paar persoonlike woorde wat sy ook graag wil oordra. Ek sal dit dan ook aan u voorhou. Hulle sê ons wil ons opregte dank en waardering uitspreek teenoor elkeen wat ons met besoeke, oproepe, gebede, blomme, kos, bydraes en veral liefde ondersteun het tydens die afsterwe van ons geliefde oupa Boet. U medelee en omgee het ons deur hierdie moeilike tyd gedra. Ons bedank ook dan in die besonder die volgende: die Lichtenburg Kankerkliniek en Hannelie Nel, as ook Stini de Beer, Stini wat ek baie daar by die bed gekry het, baie dankie. Dr. Mani Kleinmans en Dr. Laurens Badenhorst en die personeel daar van die spreekkamer, wat regtig meer as die 6de, 7de, 8de Mei geloop het, elke keer as hulle wil